Andries, 'n voorreg om vanoggend hier by u te wees. Jy weet, ek kom, wanneer was dit? Eergister hier aan en die pastorale staf my ontvang en hulle sien my vrou is nie saam met my. Ek was nog nooit iemand gekry wat so disappointed was om my te ontvang as Vrydagoggend toe die pastorale staf my hier ontvang en hulle sien my vrou is nie saam met my nie. Maar sy stuur haar liefde en haar groete. Sy sê sy sal definitief volgende keer saamkom. My oudste seun skryf matriekeksamen binne 'n week en ons was 2 weke weg van hulle af. En so sy kon nie 'n maand lank weg wees nie. Ek is nog so 'n paar dae weg. So groete van hulle af. Also greetings from City of Hope Church in Kimberley. We are called the Holy City. Ons is die grootste gat in Suid-Afrika, so we are the Holy City. Okay. Die heilige stad, maar dis die Holy City en dan ons klomp klein gaatjies in die paaie. Ek weet nie of julle ook daarmee sukkel nie. So ons is die heilige stad, maar groete van Pastor Andre en Des Venter ook daar en hulle sê ons moet asseblief ons liefde stuur. Dis 'n voorreg om vanoggend met u te gesels, met u te bedien. Ons is so geseën deur Pastor Andries en ook dan die huis. Toe hy by ons was 3 jaar terug, het hy destiny changing woorde oor ons gemeente gespreek, oor ons persoonlike lewens, oor ons stad gespreek en meeste van haar, jy sal weer moet kom kuier broer. Want ons was getrou gewees, of die Here was getrou, iemand was getrou, maar al die woorde is vervul, kosbare woorde. Een van die woorde was, hy het dit al gespreek voordat hy gekom het en het net bevestig dat die Here 'n oes gaan uitbring oor daai stad van 2024 af wat laas jaar was en ons het laas jaar deur God se genade dit reg gekry om 40 kerke te laat saamwerk. Hoeveel van julle weet dis 'n wonderwerk? Okay, 40 kerke in die stad, AGS, vernuwing gemeentes, baptiste gemeentes, van die kleerling gemeentes, van die gemeentes in die townships het saamgewerk en ons het 'n gospel crusade gedoen oor 2 weke en in daardie 2 weke het daar 28,000 gedokumenteerde besluite vir Jesus plaasgevind. 12% van Kimberley se bevolking. Ons kon meer as 1/10 vir Jesus wen. Oes. En so het hy verskeie ander woorde gespreek oor ons gemeente, oor ons span, wat incredible impak gemaak het en ons eer die Here daarvoor. So daarom is dit 'n voorreg om my vra mee te kom binne en kon ek nie nee sê nie, want ek skuld jou broer. En dis wonderlik. Dit is wonderlik om vriende te hê in die koninkryk. Ek ervaar net dat die Here hierdie gemeente gebruik en geposisioneer het om, waar is Noord? Ek is net so 'n bietjie, okay, Noord is so, okay, en dan is Suid daai kant, okay, ek sukkel om myself, maar ek ervaar die Here is, Oos is daar, okay, so as ek daartoe gaan, is dit Sanin se kant toe, so Suidoos, okay, ek ervaar dat die Here sê, hy maak die noorde, die suide en die ooste oop vir hierdie gemeente. En ek weet julle bedien in klomp dorpe, ek weet dit gebeur reeds, maar ek ervaar die Here sê dis meer, daar kom meer. Ek weet julle wil dit nie hoor nie, want julle weet dis werk. Ek sien 'n span wat geweldig hard werk, maar ek sien die Here gee vir julle ekstra genade en hy bring ekstra kapasiteit. Hy bring mense wat nie net noodwendig voltyds die span gaan join nie, meer en meer besigheidsmense wat hulle self kan beskik en sê ek het tyd beskikbaar. Ek kan soveel tyd gee vir die koninkryk en ek sien hoe boere in hulle bakkies ry en sulke strome aan om hiernatoe te kom op Sondag van dorpe, omliggende dorpe. Ek sien hoe werke oral oor begin, die hele provinsie. En jy het teruggestaan en jy het gesê, Here, maar ek het nie die permissie van mense om dit te doen nie. So ek moenie laat dit gebeur nie, amper hesitant gewees. En die Here sê, vandag in die gees is daar permissie. En daardie menslike permissie gaan in plek kom in tyd en doen wat die Here op julle hart lê. In die gees is daar permissie. Die Here sê, ook vir u as gemeente, glo ek die Here sê, maak jou hart oop. Kan julle harte oopmaak en sê, Here, ons ontvang die provinsie. Ons maak ruimte, ons maak kapasiteit. Pastor Andries het 'n bediening wat nie net landswyd is nie, wat wêreldwyd is. En baie keer as daar 'n leier is en daar's 'n gemeente, het die leier 'n salwing en die gemeente het 'n salwing. Okay? En dis nie noodwendig altyd dieselfde. Die leier kan 'n wêreldwye salwing hê, die gemeente kan dalk net 'n dorpssalwing hê. Maar die Here sê there's 'n upgrade, daar's 'n opgradering van salwing en van grace en hy sê vandag gee hy 'n mandaat
om nie net die onmiddellike region rondom julle, maar die hele provinsie, van die noorde, die suide, die ooste en die weste, en van hier af was noordwaarts, en ook in die lande bokant, en dis nie net Pastor Andries se salwing, dis die gemeente se salwing. Ons weet hy het 'n salwing vir wêreldwyd, ons erken dit. We honor him as a prophet to the nations. Maar dit plaas ook 'n demand op elkeen van ons in die gemeente, is dit nie? It's gonna come with a price tag. Dit kom met 'n prys, wat is 'n price tag? Ja, dit kom met 'n prys. Okay. Want dit gaan nie net meer oor myself en my gemak in die gemeente nie, want die Here sê, ask of me, and I will give nations to you. Ask of me and I will give towns to you. Ask of me and I will give regions to you. En so, ek onderwerp die woord aan die ouderlinge, ek onderwerp dit in die leierskap, bid daaroor, en ek sien net, ek weet julle wil in die geboue verander, ek sien hoe alles oop gaan. Ek sien hier openheid kom, want mense gaan begin instorm. Ek sien hoe die Here se heerlikheid afkom in hierdie gebou, soos julle worship, terwyl julle worship, sien ek net soos 'n ray of glory that comes down. En hy van hier af gaan na die hele streek toe, en mense kom en hulle kom drink by hierdie fontein van lewe. Daar was 'n woord in die prayer room, en alles my so mooi sin gemaak toe ons daar gesit het van die lewer rondom vergifnis, rondom suiwering. Die Here sê hierdie gemeente is 'n lewer gemeente, maar is ook 'n lewegewende gemeente. En deel van hoekom die Here julle so kragtig gaan gebruik is because you are willing to not only forgive continuously, but sometimes to ask apologies on behalf of the church. Om namens anders te sê, ons is jammer, dit het gebeur. In die bres te tree wanneer iemand deur die kerk seer gemaak en sê, we will take the responsibility for the hurt that the church has caused. En die Here sê, ek gebruik hierdie gemeente om net die liggaam van Christus in die area skoon te maak. And that's why you had to deal with so many stuff. Binne huis moes julle moet goed deel, but you also had to carry some flack for things that's none of your responsibility actually. But you said, Lord, we will put up our hand. If it can heal somebody, we will do this. En daarom gaan nie baie mense hier na toe kom wat stikkend is, wat seer gekry het by ander kerke, but that's got a call on their life, that's got a purpose in their life, and they're going to be cleaned up, they're going to be healed up, they're going to be repurposed, they're going to be re-empowered and sent out to fulfill the kingdom of God. Maak dit sin vir u? Dis 'n wonderlike gemeente hier. Ek is so opgewonde. Ek wens ek was deel van hierdie gemeente. Wow, julle worship is amazing. Net voor die Here. Dit is so behaaglik en ek het 'n ander woord gehad wat ek voorberei het en ek dink dis 'n woord wat ek graag sou wou preek, maar die Here het iets anders op my hart gelê en hy het vir my vanoggend gesê of gisteraand gesê, hy sê, "Son, I need you to validate what the builders have built." En die Here gee my 'n eenvoudige woord vandag en dit is in een van my boekies, ek wil dit vir u wys. As jy dalk meer daarvan wil weet, dis in hierdie boek, Heaven at Hand. En in Matteus 26 sê Jesus, Matteus 16 sê Jesus, hy vra, wie sê julle is ek? En hulle sê, hy's die seun van die lewende God. En Petrus antwoord dit, en hy sê vir Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal nie deurstaande bly nie. En ek glo, hierdie is 'n kerk wat die poorte van die hemel ophou. Hierdie kerk dien as die poort van die hemel in hierdie region. En lewe gaan in hierdie region, lig gaan in die region en as gevolg van hierdie gemeente. Maar dan sê Jesus, ek gee vir julle die sleutels van die koninkryk. En help my, en alles wat julle bind op aarde, sal in die hemel gebind wees, en alles wat julle op die aarde ontsluit of oopmaak, sal in die hemel oopgemaak word. Nou, ek het groot geword en 'n deel van my geestelike opleiding was geestelike oorlogvoering. En ek hou van geestelike oorlogvoering, maar ons kry ook die karate kid manne, nee, die ouens wat bos gaan met geestelike oorlogvoering. Ons bind dit in die naam van Jesus. En dis reg. Nou, een van die maniere hoe jy daai kan interpreteer is everything that has been bound in heaven, I give you authority to bind up on earth. And everything that has been unlocked in heaven, I give you authority to unlock on earth. Interessant, Jesus sê vir ons, ek gee vir jou die sleutels as 'n kerk, en dan sê hy nie vir ons wat die sleutels is nie. Hy sê, ek gaan vir julle die sleutels gee, en dan bly hy stil, dan gaan hy aan met sy bediening. En ek dink, ek lees daai stuk, ek sê, maar Jesus het nou gesê, jy gaan die sleutels gee, waar is die sleutels? En eendag toe ek Filippense 2 lees, en ek lees waar Paulus skryf,
Hy sê daarom het God vir Jesus 'n naam gegee, bo elke ander naam. Dat elke knie moet buig en elke tong moet bely, dat hy die Here is. Sê die Here vir my, hier is die sleutels. Because if he gave him a name that is above every other name, what does it mean? It means he gave him authority that is superior to every other authority. And when I began to study Philippians 2, you can go and read it for yourself, go and study it. Philippians 2 lists 12 things that Jesus did. 12 attitudes that was in Jesus. 12 mindsets that was in Jesus. But that 12 mindsets, I believe, is the keys of the kingdom. Want dit het vir Jesus die oppergesag gegee. And so I want to just talk this morning about one of those keys. Can I just talk this morning? En ek ervaar, ek praat daaroor nie om jou iets vandag nie te leer nie, want ek dink julle doen dit reeds as 'n gemeente. I'm actually just here to validate what you've been doing and to encourage you in the Lord to keep on doing what you're doing. Om aan te hou loop in daardie roeping wat die Here op julle geplaas het. As 'n individu in jou hart en jou huis, maar ook as 'n gemeente. Is dit alright? So I want to talk this morning about the key of joy. Kan jy sê die sleutel van vreugde? In Filippense 2 vers 2 sê hy, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Make my joy complete. Maak my vreugde complete. En ons weet die Bybel sê in Hebreërs 12 sê hy, for the joy set before Jesus, he endured the cross, scorning its shame, and sat at the right hand of God. For the joy set before him. Wat was die vreugde van Jesus? Was ek en jy wat vandag hier sit. Ek en jy wat in die volheid kan inkom van wat sy koninkryk vir ons bied. Ek en jy wat kan leef as seuns en dogters van ons Vader se liefdevolle koninkryk. Ek en jy wat vol vreugde kan leef. Het hy gesê, ek sal die prys betaal. I will scorn the shame. Ek sal die moeilike tye deurgaan. C.J. Langehoven het gesê, mag jy met lekker kry. Wat is daai quote van hom? Mag jy met lekker kry, die swaar kry, klaar kry. Dis wat Jesus gedoen het. Mag jy met lekker kry, die swaar kry, klaar kry. En Jesus het dit vir ons gedoen. Hy het deur die swaar tye gegaan en hierdie gemeente het deur swaar tye gegaan, die leierskap het deur moeilike tye gegaan, nie net wat hier gebeur het nie, wat hulle gedra het in die hele reeks, in die hele streek bedoel ek, in die hele provinsie. Goed wat in ander kerke gebeur het, julle voor Pa gestaan, julle daai burden gedra. En die Here sê vandag, well done. Maar die Here sê vandag, your power lies in your joy. Dat julle ten spyte van daai prys, ten spyte van die swaar kry, het julle 'n joy in hierdie huis. En daardie joy is aansteeklik en is aantreklik. The joy of the Lord is contagious and it will pull people in. Mense wil naby ander wees wat vol joy is. Niemand wil langs 'n suur gesig. Ek wou 'n ander woord gesê wat ook met 'n G begin. Maar niemand wil langs 'n suur gesig sit nie. Het jy al gesien as jy na 'n restaurant gaan? Of jy gaan na 'n mall toe waar daar 'n klomp restaurante is. Hierdie een restaurant kan so mooi fancy en modern lyk en niemand sit daar binne nie. Maar daar's 'n ander restaurant, hy lyk of hy so 10 jaar, 20 jaar terug gerenoveer is. Jesus, maar daar's net mense en hulle gesels en hulle kuier. Waar wil jy gaan eet? By die fancy restaurant alleen of wil jy daar gaan waar die party is, waar dit lekker lyk? Ons wil daar gaan waar dit lekker lyk. Is dit nie waar nie? Want vreugde, joy is contagious. Joy attracts people. En ek wil hierdie gemeente net vanoggend kom affirm and validate. You've got a joy in you. A joy in you that does not depend on circumstances. A joy in you that you have even when it goes tough. That you say, the joy of the Lord is my strength. Romans 4:14 vers 17, ken ons die skrif. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, sê Paulus. He says it's a matter of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Nou ek noem dit my RPJ levels. Wie van julle het, onthou julle die ouer karre het mos 'n rev counter gehad. Vandag is alles mos digitaal. Maar ons ou karre het rev counters gehad en dit ek onthou my ouma het so Renault 4 gery en sy tel my een keer op en sy sê, "Hier is my klein seun, ek weet nie hoe om dit reg te kry nie, maar ek kry nie hierdie kar gery
tot by 60 km/h nie, maar toe is hy besig om op die ref counter te kyk, okay, in plaas van op die speedo counter. Toe is al hier by 5000 revolusies, maar sy kom nie deur nie, okay. Maar elkeen van ons het 'n RPJ counter in ons lewe. Righteousness, peace and joy. Wat is righteousness? Ons weet ons staan reg voor God. Daar's 2 dele van reg, righteousness, en ek wil nie te lank daaroor preek nie. Right standing with God. And then we have right living with people. So ek dit kan vereenvoudig. So wanneer daar nie right living met mense is nie, gaan dit my peace en my joy versteur. Wanneer ek nie die openbaring het dat ek in regte stand is met Jesus en ek probeer in my eie werke regkom met God, dan gaan ek ook nie vreugde en blydskap hê nie, want ek gaan performance godsdiens ingaan en ek gaan nooit die baar maak nie. Ek gaan net nooit goed genoeg wees nie. En dan, as ek met mense verkeerd leef en ek leef nie reg rondom hulle nie, dis hoekom Jesus sê, as jy kom en jou offer na die altaar bring, en dat jou daar jou byval, dat jy iets teen jou broer het, of jou broer iets teen jou het, wat moet jy doen? Ja, los jou 10de by die kerk. Los jou, moet hom nie gee nie, maar los hom net hier, nie. Want alles loop jy met hom huis toe. Los jou offer hier, los jou worship hier, en doen wat? Gaan maak reg wat verkeerd is. Why? Restore righteousness. Why? So that I can restore your peace and joy. En so dikwels dink ek, en bemoedig ek ons mense en sê, wat is jou RPJ levels? Wat se vlak is jou right standing? As ek en my vrou nie in right standing met mekaar is, nie geloof in my, daar is nie peace and joy in ons huis nie. Maar as ek daai ding gaan regmaak wat ek verkeerd gemaak het, dan herstel die Here die vreugde en die vrede in ons huis. The highest expression of heaven on earth is joy. Righteousness, peace and joy. That's the kingdom of God. Dit is nie altyd maklik nie. Partykeer moet ons deur iets gaan soos Jesus, vir die vreugde wat hom voorgehou is, deur die skande verag, die prys betaal. Partykeer moet ons die prys betaal. Partykeer gaan ons deur 'n moeilike tyd om by joy uit te kom. Ek onthou eendag staan ek in 'n konferensie waar Bill Johnson lei en die Here praat met my in die worship en hy sê, my son, if the kingdom that you are serving does not result in joy, you must question the kingdom that you're serving or building. Want my koninkryk gaan altyd, die net result van my koninkryk gaan altyd meer vreugde wees. Gaan ons deur moeilike tye, yes, you enter the kingdom of God through many hardships. Maar die net result van dit moet altyd meer vreugde wees. Partykeer moet ons deur hardship gaan om dit wat verkeerd is reg te maak, reg? Om righteousness te establish. Maar dit eindig altyd in groter joy. So ek weet nie wie van julle kan die fliek van Madagascar onthou nie. Okay? Madagascar. My kinders was klein toe dit gebeur het, so ek het daai ding 100 keer gekyk, né? So hulle het op 'n tyd hierdie gestry gehad en toe split die klomp af en Marty die zebra het gesê hy is op die fun side, of Alex het gesê ek's op die fun side van die island en het so streep in die sand getrek. Maar toe gaan sit hy daar en hy's heel miserable, he's all miserable on his own and sê I'm on the fun side of the island, maar hy sit daar soos 'n suurgesig. Okay? En hulle het 'n party daar aan die ander kant en hy sit hier soos 'n suurknol hier so op sy eie. Okay? As ons na kinders kyk, kids are attracted to joy. Ek onthou my laities was al so klein en ons was by so een of ander venue gewees wat 'n restaurant het, maar ook 'n party venue. En ons het net gaan uit eet en of 'n oggendete of 'n bydag gaan eet en koffie gedrink. Maar daar was hierdie verjaarsdagpartytjie waar daar seker 30 kinders was en dit was van, daar was 'n springkasteel. Elke kind het 'n sakkie gekry met speelgoed in en alles. En toe ek weer sien, dis my seuns weg. Foef. En toe hulle gaan soek, het hulle by die partytjie aangesluit. Hulle ken nie die mense nie, hulle was nie genooi nie. But they went to the fun side of the island. Want kinders word aangetrek na vreugde, na joy. Voordat ons hulle contaminate met groot mensgoed. En elkeen van ons het 'n kind binne in ons. En die mense daar buite, en nie net in Lutrichard nie, maar oral oor hierdie streek, soek 'n gemeente wat sê, ja, ons kan deur die moeilike goed gaan, maar ons het die vreugde van die Here binne in ons. Ons sal deur daardie goed werk, maar we've got a joy inside of us that life cannot quench, the government cannot quench, politics cannot quench, kerkpolitiek kan dit nie stil maak nie. Ons het die vreugde van die Here binne in ons hart, want dis ons krag. Amen. Die Here nooi jou vandag weer uit en sê, kom leef by die fun side van die island. It's much more fun to live on the fun side of the island than on the grumpy side of the island.
Kom aan, pomp jou bierman of biervrou so 'n bietjie in die ribbes dans. Hey, kom na die fun side van die island toe. Sondaars was aangetrek na Jesus se teenwoordigheid toe. Sondaars was aangetrek. Sinners were attracted to Jesus because he was full of joy, but they were repelled by religious leaders. Godsdienst stoot mense af. Joy trek hulle aan. And the kingdom of God is a place of joy. The kingdom of God is a place of joy. Ons ken Nehemia 8 vers 10, the joy of the Lord is our strength. C.S. Lewis, die groot legende, het hierdie gesê, joy is the serious business of heaven. Hallelujah. Joy is the serious business of heaven. Religion wants to make everything so serious and heavy-weighted. Jesus sê, julle laai ladings op mense wat julle self nie eens kan dra en later is hulle so onderdruk met alles. But joy is the serious business of heaven. Die hemel is ernstig oor jou vreugde vandag. En ek glo die Here wil vandag mense se vreugde herstel. Ek is nie om vir jou iets niets te leer nie. Ek is nie vandag om vir jou te sê wat's verkeerd met jou nie. Ek sê om vandag vir jou te sê wat's reg met jou. Ek sê vandag om te sê, hou aan om in die vreugde van die Here te leef. En as jy miskien jou vreugde vir 'n oomblik of vir 'n tyd verloor het, want jy het deur 'n moeilike tyd gegaan, jy het miskien iemand verloor wat jy geliefd is, jy het miskien seer gekry, jy het miskien deur 'n egskeiding moes gaan of iets wat pynvol was, dan wil die Here vandag jou vrede en jou vreugde kom herstel. If Satan can get us joyless, he can make us powerless. En die vreugde van die Here is ons krag. Jou krag lê in jou vreugde. In Handelinge 7 vers 49 sê dit in die Engelse Bybel, heaven is my throne, dis die Here wat praat, heaven is my throne. Nou hoor gou mooi die vertaling van throne daar is eternal seat of happiness and power. Heaven is my throne. And the earth is my footstool. What kind of a house will you build for me? Dis die kernskrif wat ek vandag by u belos. Heaven is my throne. The earth is my footstool. What kind of a house will you build for me? Ek glo deel van die roeping van Emmanuel gemeente is om 'n huis van joy te wees. To be a house of joy. To be a house of joy. Yes, julle is 'n huis wat profeties is, yes, is 'n house of worship. You're a house of many things. There's many facets to this house. Daar's baie fasette van hierdie kerk wat die Here so behaag. But the Lord is just reminding you, you know it. It's not something new. I'm not telling you something new. You know it. God has called this to be a house of joy. Joy that is irrespective of circumstances. Joy that is irrespective of what you're going through. Ek wil vinnig iets illustreer. Mag ek een van hierdie stoele gebruik? Is daar nog 'n klein tafeltjie hier ergens? Ek kort net 'n klein soos 'n sommer die dromstoeltjie. Ja, kan dit. Hy's 'n bietjie te hoog. Yes, so klein tafeltjie. Net ek moet dit hierdie illustreer, anders gaan hierdie gaan almal my hier kan sien. Waar is die beste plek dat ek sit? Miskien hierso, as ek so hierso sit. Kom ek verduidelik gou, dan gaan ek dit illustreer. God regeer. He rules from his eternal seat of happiness. So sy troon, dankie, sit hom sommer net hier voor die. Of kom ons sit hom onder by die eerste trappie af, gaan hy daar kan staan, gaan hy sonder om te val. Okay, great, dit gaan perfek ek so. Okay. So die hemel is sy troon. Die troon is sy eternal seat of happiness. Waaruit regeer God? Uit happiness. Hy regeer uit joy. Sy troon is gebou uit joy uit. He rules and governs from unspeakable joy. Nou waar hierdie illustrasie vandaan kom, die hemel is my troon. Hy sit op sy seat en as jy nou kan imagine, hierdie is 'n massiewe troon wat gebou is met joy. Alles om hierdie troon ry die uit joy en dan sê hy die aarde is my voetstoel. What kind of a house will you build? Nou die woord voetstoel in die Grieks is arena of Colosseum. Nou volg my gou mooi. Dit is geskryf in die konteks van die Romeinse ryk waar keiser
in die arena gaan sit. Hy sit op sy troon in die Colosseum. En in hierdie arena word daar slagvelde gereenact. Hoe sê mense dit in Afrikaans? Hierdie oorlog word heruitgevoer. Okay, so hulle die gladiators wat daar is, die van die wat Gladiator gekyk het onlangs die tweede ene, of die eerste ene kan onthou, baie lank terug. Okay, so die gladiators daar en dan die Romeinse soldate, and then they reenact the famous victories of King Caesar, or the emperor. But the end of this drama that's playing off in the Colosseum results in the fact that Caesar always wins, except in the movie Gladiator, okay. But the reason why they built the Colosseum was to reenact the famous victories of Caesar. So die hemel is sy troon, sy eternal seat of happiness. En die Bybel sê, hy sê, God laughs at his enemies. Hoekom lag hy? Hy ken die einde van die begin. Selfs al kom die gladiator en het lyk of die gladiator die Romeinse soldate gaan wen, dan lag Caesar. Hoekom lag hy? Want hy ken die einde van die verhaal. He knows the end. He knows Rome always wins. Earth is the arena. So wat gebeur as ek iemand kan leen sonder om minagtend te wees, ek het 'n jong man nodig. Sê nou daar's 'n gladiator, sal jy my help seën? As hy nou die laaste gladiator is wat oorbly, kan jy onthou in die films selfs dan doen dit, dan bring hy die gladiator, dan met die gladiator nou hier by hom kom staan staan nou op jou knie, dan sit hy sy kop op die voetstoel neer, en hy gaan dit nou nie regtig doen nie, dan kom Caesar en hy sit sy voet bo op hom, bo op sy nek, en dan vra hy die crowd, onthou dit? Moet ek hom laat lewe, mercy gee, of moet ek hom doodmaak? Dankie seun. Hoekom lag Caesar? Hoekom lag God vir sy vyande? Want hy ken die einde van die begin af. Hoor gou mooi. Heaven is his seat of happiness, but earth is his arena. Jou lewe is God se arena. Wie van die gaan deur battles in jou persoonlike lewe? Jou lewe is sy arena. Lyk dit baie keer of ons kan verloor, dit lyk baie keer so, maar God ken die einde van die begin af. God weet, hy wen altyd. Jou besigheid, jou werk, your working place is the arena of God. Wie van die face challenges by die werk, of by die besigheid, of finansiëel? God is saying, that's my arena, where I reenact my famous victories. And I laugh at your enemies and my enemies, because God always wins. My kingdom always wins. Jesus always wins. En God nooi vir jou en vandag uit, en hy sê, kom lag saam met my. Hy sê, in Jesus, sit ek jou in 'n hemelse plek neer. And we are seated, kom gou weer so seën. God sit en Jesus sit hier langs my. Hy sê, in Christ, we are seated in heavenly places. Kom sit bietjie by my, sê Vader God. En kom kyk na die arena van die aarde. Come and look at the Colosseum. Hoe ek my famous victories in jou lewe gaan reenact. Hoe ek die wêreld gaan wys dat ek oorwin het. Hoe ek die wêreld gaan wys deur jou huwelik, deur jou besigheid, deur jou finansies, deur jou kinders, deur elke stryd wat jy het, gaan ek my victories doen. Maar jy moet by my kom sit. Dan gaan jy, as jy kan sit by my, gaan jy sien wat ek sien. En as jy sien wat ek sien, gaan jy saam met my begin lag vir die duiwel. As jy saam met my sit, gaan jy saam met my sien. En as jy saam met my sien, gaan jy saam met my lag vir dit wat die duiwel besig is om te doen. Dankie seun, waardeer. Kan ons hom 'n hande klap gee? So God nooi jou, God invites us to come and laugh with him at the enemy. Nie in arrogansie nie, in nederigheid. Want ons weet, Jesus wen altyd. God is saying, if you know what I know, you will laugh at the enemy. I always win. Okay, so wat doen ons dit prakties? Hoe doen ons dit prakties? You must press enter on your joy button. Die Here sê vandag, druk enter. Okay, op jou foon druk ons enter, op jou laptop of computer druk ons enter. En die Here sê ons moet vandag enter druk op ons joy button. Want die duiwel kom om jou joy te steel. If he can leave us joyless, he can leave us powerless. En vandag wil die Here mense se joy herstel. Ons ken die woord.
Ons ken die woord. Toe Jesus sê, ek gee julle die sleutels van die koninkryk. Nou hier is die sleutel van my kar. Nou vandag het ons, hierdie is nou oudtydse sleutel, die nuwe sleutel sit jy net in die kar en hy start. How many of you know that you take a small key to start a big engine? A small key can start something powerful, right? Joy is a key to unlock God's kingdom in your life. Joy is a key to unlock the authority and power of Jesus in your life, in jou circumstances. In jou moeilikheid kan God sy krag en sy salwing ontsluit. En hoeveel van julle weet dat hierdie sleutel plaas my binne 'n bereik van krag? Al wat ek hoef doen, ek hoef net hierdie sleutel uit te steek om in 'n ignition te sit. En as ek 'n V8 engine het, dan brom hy. Is dit so? Klein sleutel aktiveer baie krag. Joy is 'n klein sleutel wat ontsaglike krag in ons lewe van die koninkryk aktiveer. Toe Jesus gekom het en hy preek en hy sê repent for the kingdom of heaven is near. Party Bybel sê at hand. Bekeer jou van die koninkryk van God het naby gekom. Toe Jesus sê the kingdom has come at hand, wat het hy bedoel? Hy het bedoel die koninkryk is binne jou armlengte. It's at hand, it's within an arm's length. Wat sê, ek gee jou 'n sleutel wat die koninkryk binne jou bereik plaas. En so is joy een van daardie sleutels. En wanneer ons leer om in die joy van die Here te leef, wanneer ons die enter knoppie druk op joy en sê Here, I'm going to rejoice in you. Ek gaan die vreugde van die Here in my lewe aktiveer. En as daar iets is wat soveel pyn in my lewe nou dat ek nie vreugde het nie, dan weet ek moet iets gaan regmaak. I need to restore righteousness. Dis dan waar ek is. Ek moet dit wat verkeerd is regmaak, sodat vrede kan kom, sodat vreugde en blydskap herstel kan word. Wat sê Psalm 100 vers 4? Ons ken dit. Enter into his gates with thanksgiving and his courts with praise. Hoekom is dankbaarheid so belangrik? Thanksgiving. Ek dink aan my oom. Hy was stoer in die tradisie, baie diep Afrikaans, so diep Afrikaans, hy het slegs Engels en selfverdediging gepraat. En hy gaan toe vir 'n insending van 'n kind saam met 'n familielid na 'n Engelse kerk. Ek dink was die van die Anglican kerk en die priester wat daar is bedien toe nagmaal. Hulle noem dit Holy Communion en terwyl hy die nagmaal bedien, sê die priester, drink and be thankful. En my oom vat daai tyd het ons nog sulke groot goblets gebruik. Kan julle onthou daai wat noem hulle dit, daai groot glase. En dit is regte wyn. My oom vat daai hele nagmaal wyn en hy drink daai hele ding leeg. En my tannie stamp hom soos hy sê, "Hey, wat maak jy?" Hy sê die man het gesê, "Drink, daar's nog 'n hele tank vol." Jy weet. Baie snaaks, maar daar's 'n bietjie waarheid in dit, because thankfulness makes the tank full. Thankfulness makes the tank full. Dankbaarheid is 'n kritiese ding in ons lewe. 'n Studie het gewys dat there's one common denominator between happy people and grumpy and miserable people. One common denominator among happy people and one among grumpy people. The one common denominator among grumpy people is they had a tendency to complain and always see the negative in life. The one common denominator among happy people, en hulle het mense gevat wat uit die armste uitkom, middelklas en van die rykste mense. En daar was beide van daai mense in al twee kategorieë. Die een ding wat al die gelukkige mense, die happy mense in gemeen gehad het, is hulle het 'n kultuur gehad van dankbaarheid. They were thankful, because thankfulness makes the tank full. Die ander ding wat dankbaarheid doen is, dankbaarheid voltooi die wonderwerk. Dankbaarheid voltooi die wonderwerk. Ek dink aan die 10 melaatse wat Jesus encounter het. Jesus sê vir hulle, gaan wys jouself vir die priester, julle sal gereinig word. Oombliklik stop die melaats, nou dit kan baie graphic raak, so ek waarsku as jy sensitiewe kyker is. Maar hoe melaats gewerk het daai tyd is, as jy nou vir 'n ruk lank gehad het, dan val jou oor af en ander dele van jou liggaam en jy weet. So laat ek hierdie ou se brein lees. Ek weet nie, maar ek maak net 'n grap. Maar dit is nie mooi nie, okay? So hierdie ou het gegaan en hulle moes hulle self gaan wys vir die priester. En een
van die 10, draai om. Toe hy agterkom is gereinig. En hy kom sê vir Jesus, dankie. En Jesus sê, waar is die ander? Ek weet nie, waar is die ander nie. Hy sê, you will be completely restored. Die ander het genesing ontvang, hierdie ou het 'n bonatuurlike kreatiewe wonderwerk ontvang, sy oor wat afgeval het teruggegroei, sy vingers wat afgeval het teruggegroei. You see, oftentimes God gives us a small down payment on a miracle, and He sees if we are thankful. As van die wat die kursus gedoen in die naweek oor finansies, en ek het dit nou nie daar geneem nie, maar look, I think I have learned to thank God for a R150 book that He sold. Vir 'n R200 se haarsny wat sy boek. Why? Because oftentimes if God says we are grateful in the small stuff, He completes the miracle. Because gratefulness, thankfulness completes the miracle. Enter His gates of thanksgiving. There's no other way in. Maak nie saak wie ek is, solank ek gered is nie, daar's net een manier in, dankbaarheid. Waar die Here se teenwoordigheid word getrek na dankbare harte toe. Nie net dit nie, wanneer my hart dankbaar is, dan is ek soveel meer aangename persoon, as wanneer ek ondankbaar is. And come into His courts with thanksgiving. So hoe press ons die enter button, the joy button? Enter with thanksgiving. Enter with thanksgiving. David sê dit so mooi in die Message transliteration sê, enter with the password thank you. Make yourself at home talking praise, thank Him, worship Him. Kom in met die password, thank you. Hoekom is danksegging ook so belangrik, en ek hou van die kultuur wat die gemeente het om getuienisse te doen, ek weet julle het nou nie vandag gedoen nie. Hoekom is getuienisse so belangrik? Want wanneer ons 'n getuienis deel, sê ons dankie, reg? Maar hoekom is 'n getuienis ook belangrik? Whenever we give a testimony. Laas jaar het ons 5 genesings van kanker gesien, 6 genesings van kanker, waarvan 1 met mediese hulp was, die ander 5 was bonatuurlik. Daar was kanker, wat gescan was, toe hulle ingaan vir die operasie, en die dokters net 'n final scan doen, toe is die kanker weg, toe is die gewas weg. Bonatuurlik. Wat gebeur wanneer ons 'n getuienis deel, dat God kanker genees? Iemand die opstaan en hulle sê, dan, soos in 'n hofsitting, wanneer daar 'n credible getuie gegee word in 'n hof, reg? En veral as daar 1 of 2 getuies is, dan word daardie getuie aanvaar as bewyse in 'n hofsaak. En dan word hierdie hofsaak dan gejudge of geskik. It gets judged based on the credible witness that was given. And if the judge then gives a favorable outcome in one setting, that judgment becomes a precedent for future cases to be judged. Dis hoekom hulle aanhaal, die judge by daai case en so aan, het hierdie uitspraak gegee en op grond van dit voer ons dan dit aan. So wat sê dit? When you hear a testimony of God healing somebody of cancer, it creates a legal precedent in the spiritual realm for us to go to God and to say, God, can you do it again? You did it for so-and-so, you did it for so-and-so, and we're coming to you. Thank you for that favorable judgment. And on the precedent that you have already created, we come to you with expectant hearts. As jy vir daai een gebless het en voorsien het, Lord, we're coming to you. You see, oftentimes we've got this culture, as die Here iemand anders seën, veral as dit by finansies kom, dan is ons jaloers op hulle. Wat het hy nou gedoen, of sy nou gedoen, dat die Here dit vir hulle, so kan sê, ek verdien dit meer. Het raak nou awfully quiet in this Holy Baptist Church hier vanoggend, okay? Wie van die het al, kom aan, wees eerlik, ek het al so gedink. Wie van die het al dit gedink? Ja, ons sê dit nie, maar ons dink het, okay? Okay, so dis 'n bietjie die orphan mentaliteit. Dis die ouer broer, die religious orphan wat so dink. Ek wou eintlik daaroor gepraat het ook vanoggend, maar ons sal 'n ander dag daaroor praat. Die ouer broer wat by die huis sit, wat sê, hoekom gee jy vir my jonger boetie wat terugkom? Hy verdien dit nie, ek verdien dit meer. Kom slag jy die vetgemaakte kalf vir hom. You see, I've learned this, that the blessings of God has got ears and eyes. And if God blesses somebody else, and I'm grumpy about it, and I complain that God blesses somebody else, dan hoor sukses, dan hoor daai blessing dit, dan sê hy, hierdie ou moet ek wegbly. Hy like ons nie. Hello. But if I can rejoice with those who are rejoicing,
As ek kan saam bly wees met die wat gebless word, al dink ek dalk hulle verdien dit nie so baie nie. Maak nie saak nie. Maak nie saak wat ek dink nie. Die Here is soewerein. Hy gaan dit uitsort. Maar as ek begin celebrate saam met die wat geëer word, die wat gebless word, dan in die blessings ook ore en oë en hulle sê hierdie ou moet ons by bly, want hy verwelkom ons teenwoordigheid. You see, when we are grateful, when we give thanksgiving, dan trek ons meer van God se wonderwerkende krag in ons lewe aan. So how do we press the joy button? We want to enter with thanks, we want to enter with praise. En praise beteken net om God se waarde te verklaar. The volume of my praise determines how much I value him. En ons prys die Here verskillend. Ons het 2 dienste by ons. Pastor Andries het eintlik daaroor geprofeteer toe hy daar was. Hy het gesê ons moet ons een diens Afrikaans maak. Ons het dit gedoen. So ons het 'n Afrikaanse diens wat so 'n bietjie meer gereserveerd is. Ja, ons prys die Here op hulle level. Okay, daar gaan so 'n paar hande op. Ja, ons beweeg so 'n bietjie. En dan het ons 'n Engelse diens wat multikultureel is en daar beweeg jy ouens en as ek preek moet ek baie keer die ouens stil maak want ek kan nie myself hoor dink nie so baie praat hulle. En is 2 verskillende ekspressies en dit maak nie saak nie. Party is meer ekspressief, party is harder. Maar die Here werk. Want wanneer ons ingaan in lofprysing in, dan kom die joy van die Here terug in ons lewe. Ons ken die stories van hoe die lofprysing van Israel Jericho se mure laat val het. Hoe die lofprysing van Paulus en Silas die prison, die tronkdeure oopgeskit het, die kettinge afgebreek het. Lofprysing bring vryheid en lofprysing bring vreugde in ons lewe. Paulus skryf dit in Filippense 4 vers 4 en ek's amper klaar. As ek kan vra dat die band regkom om vorentoe te kom. Hy sê rejoice in the Lord sometimes. Help my. Selfs as dit moeilik gaan. As ek deur 'n tough time gaan. Rejoice in the Lord. Always. And again I say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. So hoe press ek die joy button in my lewe? Enter with thanksgiving. Begin jou dag. Weet jy wat? In my journal baie keer vat ek hom net en ek skryf 100 goed neer wou as ek so 'n bietjie grumpy voel en so 'n bietjie jammer voel vir myself. Dan vat ek my journal en ek skryf daag myself uit om 100 goed neer te skryf waaroor ek dankbaar is. En as ek by die 10de 20ste ding kom, dan begin hierdie harde hart vir my so smelt. Dan change ek my atmosfeer. Because grumpiness and gratitude cannot coexist in the presence of God. Amen. Maak elke hart sag. En daar's tye wat ons vir onsself jammer voel, daar's tye wat ons grumpy raak, ons almal van ons. Maar die Here sê kom in elke keer wat jy inkom, kom met dankbaarheid in my teenwoordigheid in. Weet jy die feit dat jy vanoggend hiernatoe kon kom en by hierdie deur inloop op jou eie 2 bene en na my kan kyk met jou eie oë en na my kan luister met jou eie ore en al jou organe werk en jou liggaam is gesond, 1 miljoen goed moet reggaan vir dit om te gebeur. Vergeet om dankie te sê nog vir jou kinders en jou vrou. Ek praat dikwels met ouers wat hulle kinders verloor het, vroegtydig. Ek weet baie van ons ouers, ons kinders irriteer ons baie keer. Ek weet u kinders hier in Louwsburg as julle kinders baie soet. Ek het wonderlike kinders, maar daar is tye wat ek glad nie wil tyd met my kinders spandeer nie. Ek weet hier gebeur dit nie. Totdat ek met 'n ouer praat wat sy kind verloor het in die dood. En hy sê daai ding wat my kind gedoen het wat my geïrriteer het, verlang ek nog. Iemand het eendag dit gesê, if today I only have what I was thankful for yesterday, what will I have? En die Here roep ons om dankbaar te wees vandag. Druk die knoppie van dankbaarheid, druk die knoppie van prys en make the choice to rejoice. So ek wil net gou daarmee eindig en dan gaan ons 'n lofprysingslied sing. Ek glo die Here wil joy net reactivate in ons harte. Amen. Wie van julle sit vanoggend en jy sê hierdie woord is vir my. Ek het toegelaat dat die duiwel my joy bietjie begin stil. Die weight of the world. Okay. So ek het die Here het die call getref. The choice to rejoice in the Lordship of Jesus in difficult times recalls the joy of heaven's reign into my life. Onthou, God sit op 'n troon van happiness.
Die oomblik wat ek sê, ek maak die keuse, I make the choice to rejoice, dan roep ek sy joy, sy authority van sy hemelse troon af in my omstandighede. En dan begin hy regeer op die voetstoel wat die arena is. Waar ek deur hierdie battle gaan, waar die Romeinse soldate kom en die gladiators en al hierdie goed gebeur, dan bring ek sy gesag in dit in. Problems are sent by Satan to dethrone us, but they are used by God to celebrate his victory. So ek en jy sit hierso, langs Jesus in die hemelse plek, en die vyand stuur die probleem, want hy wil hê ek en jy moet afklim van ons hemelse sitplek, en ons met een die modder begin te beklei, en begin grumpy raak, en begin vuil veg, as ek dit so kan noem. Maar God sê, die probleem is nie daar, so jy van jou troon afklim nie. Die probleem is daar, om te wys dat ek gaan wen. Ek het gister hierdie genoem vir die ouens wat die kursus genoem het, if we blame, we remain. Israel blameer vir hulle leiers in die wilderness, and they remain in the wilderness for 40 years. But if we own up, we grow up. Tannie Joyce Meyer sê dit so 'n bietjie anders, sy sê, if we complain, we remain. But if we praise, we get raised. Complaining and blaming signals that we have vacated our heavenly seat and stepped down into the realm of the earth. En dan probeer ons in die vlees veg, waar God sê, jy moet dit in die gees veg. It is not possible to complain while I'm seated in heavenly places with Jesus. Hoor gou? As ek hier in 'n hemelse plek saam met Jesus sit en ek sien wat hy sien, kan ek nie complain nie. So wanneer ek complain, beteken dit ek het opgestaan uit my hemelse sitplek, ek het afgekom, en nou kyk ek met aardse, vleeslike oë na die situasie, want ek sien nie die victory wat God sien nie. And so the Holy Spirit is inviting every one of us back to our heavenly seats. And he says, come and sit on your seat of eternal happiness. Sit in jou hemelse sitplek, sien saam met my, en jy sal lag vir wat die vyand probeer doen. Deel met jou een storie, en dan gaan ons bid. Hoe werk dit in my lewe? Hoe werk dit in my huwelik? Hoe werk dit in my finansies? Miskien gaan hierdie storie jou help. So, op ons honeymoon, op ons witbrood, wat in 2002 was, so dis 23 jaar gelede, as ek reg, iets soos daai lyk. Verf kan dink of my 'n olifant, maar as 'n groot olifant. Hy's so groot tot onder op die vloer daar, massiewe olifant, nie life size nie, groot olifant is bietjie groter as dit. Maar hy's so groot soos 'n dubbeldeer, ja, hy's so groot soos daai deur. Hele honeymoon verf, ons is daar nice na, ons koop 'n mooi bord, hulle verf vir hom wit, PVA laag, maar hulle maak die fout op daai harde bord, verf hulle dit op die gladde kant van die bord, nie op die grove kant nie, hulle was dit op die grove kant geverf het, en hulle gebruik bietjie 'n swakker tipe PVA verf, en sy verf die mooiste olifant vir my. Pragtig, so een wat storm. En ons vat hom huis toe, en ons bou mooi rame, en ons hang op in ons huis, en 2 maande later begin die olifant afdop. Want die onderlaag is nie reg nie. Nou fast forward, seker omtrent 15 jaar later, kom ek by die huis, en ek dink hy is besig daar na salon, sy het seker banke wat sy besig is om te verf. Sy verf die banke. Sy my vrou is 'n kreatiewe persoon, extremely kreatief, en sy is besig om met die banke te verf. Nou kyk ek die storie, so ek is 'n baie pragmatiese persoon, en ek dink so 'n bietjie vooruit, en ek sien al hoe kraak hierdie goed is. By the way, jy kan nou lap verf, sy het dit nou reg gekry, sy het 'n nuwe tegnologie ontdek. Maar in elk geval, nou staan ons daar, en ek kyk so na die goed, maar sy is nou al so 80% in haar kreatiewe proses klaar, en ek maak die fout om vir haar te vra, het jy die regte materiaal primer op hierdie geverf? En van waar ek afstaan, is dit 'n doodonskuldige vraag. Maar daar is 'n ontploffing van nuclear proporties. En hoe meer ek probeer vir haar verduidelik, dat ek net omgee vir haar, en nie vir haar ekstra werk, hoe groter raak die vat, en ek besef net, ek kan nie wen nie. Ek gaan nie wen nie. Ek gaan of dood gaan nie,
En ek draai om en ek besluit, ek loop nou weg van hierdie dinge, want ek kan nie met dit deel nie, en ek weet nie wat hier alles hier aangaan nie, maar wie van net al so 'n landmyn getrap, okay? Onskuldig, here I am minding my own business, jy weet. En ek draai om en toe ek so wegloop, en ek gee my derde tree, sê die Heilige Gees vir my, vra vir haar, of sy werklik waar die olifant wil oorverf. En daar trek ek toe 'n rang en ek draai hom en ek sê, die Here sê. Die Here sê, ek moet vir jou vra, of jy regtig waar die olifant wil oorverf. En sy kyk so vir my en sy wil so beklei. En iets sink deur, en ons kyk so, ons oë lok, maar dit was 10 sekondes seker. En die volgende oomblik toe bars sy uit van die lag en ek bars uit van die lag. Dit was so 5 uur die middag. En tot daai aand, ons kon daai aand nie slaap nie, tot 10 uur, 12 uur die aand. Soos mekaar kyk, ons lê nie beter as mekaar kyk en dan bars ons net uit. Maar ons het gelag. Ons het so gelag. Ek het in my lewe nog nooit so gelag. Ons het seker vir 6 ure lank konstant gelag. Die Here het 'n sin van humor en die Here se troon is 'n troon van joy. En dit wat die vyand bedoel het om ons te laat struikel, om ons vreugde te steel, om ons righteousness te disturb, het die Here in daai oomblik gebruik wanneer ons hom lei, wanneer ons sê Here, sê U vir my. Ek het eintlik omgedraai en eintlik in absolute, hoe kan ek sê, aggressie gesê, Here, ek weet nie van hierdie vrou van my. Jy weet daai wat julle mans doen dit nie in Luitrigger, maar Here, ek weet ek kan nie my vrou verstaan. Jy sê Here, wel, jy moet haar net lief hê, maar in elk geval, okay. Maar in daai wat ek sê, Here, ek weet nie, sê hy vir my vra vir haar. You see, when we submit to his throne, when we submit to King Jesus, he will always bring greater joy, much greater joy. Hy het ons joy 100x daai aand. Omdat ons gesê, Here, ons submit aan U. But the enemy plans to harm you, God plans to bring greater joy into your life. Amen. Ek wil gou saam met jou bid, as jy vanoggend hier sit en jy sê, ek nodig net 'n nuwe invulling van die Here se joy. I need greater joy of God in my life. I need the joy of Jesus. Staan gou saam met my op, ek wil saam met jou bid. Steek net die hande op, set 'n posisie om te ontvang, sê dankie Vader God. Thank you God, that you sit enthroned on your eternal seat of happiness, that you laugh at our enemies, because you know the end, right from the beginning. And I confess today that I have lost my joy. I allowed the burden of life, of leadership, of parenthood, of finances to steal my joy. And I started complaining, and I started blaming, and I stepped down from my heavenly seat next to you. But today, I turn back. I return to my place next to you. I want to sit with you. I want to see what you see. And I want to laugh with you at the enemy. Because you know the end right from the beginning. And you have made my life and my finances and my marriage and my family your footstool, where you will reenact your famous victory in my life. Holy Spirit, remind me in the battle, in the difficult times, that the end of the story is Jesus always wins. And we can always laugh at what the enemy is trying to do. In Jesus' name, amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee vanoggend in hierdie plek? Dankie.